Missie gemeente, goeie môre van my kant af op hierdie goeie Vrydagoggend. Dit voel soos 'n Sondag. Maar hierdie naweek het 2 Sondag. Goeie Vrydagoggend. En ek het dit nou gebid en ek wil myself herhaal. Dis 'n goeie Vrydagoggend. Maar met so 'n bittersoet smaak in ons harte. Dis die donkerste dag vir elke kind van die Here. Want ons is bewus van wat ons Christus deurgegaan het op hierdie dag. Vasgeslaan aan 'n houtkruis. Maar dis die beste dag vir elkeen van ons. Want dis hierdie goeie Vrydag waar ons bewus is van as gevolg van hom kan ek leef. Is ek vry? Is ek skoon gewas, my sonde vergewe? Hierdie goeie Vrydag. Welkom op hierdie goeie Vrydag. My gebed is al die laaste paar weke en ek het dit al baie gesê van die vooraf. Wil dit weer sê, my gebed is dat jy vandag nie net sal bywoon nie. Dat jy nie net vandag sal 'n diens bywoon nie, maar dat jy hierdie dag sal ervaar, sal voel, sal beleef diep in jou gees. Mag dit jou verander. Mag dit jou verander. Mag dit jou so diep opnuut roer dat dit jou sal verander. Ek vertel dit vir die aanbiddingsspan en ek wou dit nie gesê het nie, maar ek voel ek moet dit dalk net vinnig noem voor my boodskap, voor ek wegtrek met die boodskap. Ons voel baie keer as ouers wanneer ons geskenk vir ons kinders koop. Ietsie duurs koop en wat dit ook al mag wees. Of dit nou nuwe klere is vir jou kind. En jou kind dit nie regtig waardeer nie. En jy voel as ouer maar, dit was so duur. Die minste wat my kind kon doen is net bietjie meer waardering wys. Ken julle dit? Het jy dit al beleef? Dalk het jy vir jou kind 'n kar gekoop. En jou kind waardeer nie die kar nie. En jy sê vir jouself, as jy maar net besef hoe baie geld daai kar is, dat ons 'n bietjie waardering sien. Nou dis aardse goed. Dink gou vir 'n oomblik in God se oë. Die prys wat betaal is vir sy seun aan 'n houtkruis. En ons lewens wat nie waardering wys nie. Ons lewens wat nie getuig van hierdie grootste oomblik, die duurste prys ooit betaal is nie. Want as jou lewe nie reflekteer, radikaal verander het, as gevolg van hierdie oomblik van Jesus aan 'n kruis nie, dan wil ek vir jou sê, gaan terug kruis toe. Gaan weer op jou knieë. Laat iets opnuut kan breek binne in jou. Want 'n lewe wat dit verstaan, die kosbare prys, dierder as ons ooit sal verstaan, vir my en vir jou, ons lewens moet daarvan getuig. Ons moet vir altyd anders wees, anders leef. Ons kan ons nie dieselfde wees nie. So mag vanoggend se boodskap, se woord, se ervaring, se belewenis so diep insak, dat jou lewe daarvan getuig. En dat hierdie net 'n oomblik sal wees in 'n diens wat jy beleef en is nog 'n boksie wat jy tik vir Paasnaweek en sê, ek was darm in die kerk. Nou kan ek die naweek geniet. Dis meer as dit. Dis meer as dit, dis meer as dit. Ek wil vanoggend begin en daarna Lukas 23 toe draai en die skrif gaan op die skerm wees. Ek gaan so 'n gedeelte lees wat dalk nie op die skerm is nie, maar ek wil vanoggend stil staan by die kruis. Daar's nêrens anders om stil te staan op hierdie goeie Vrydag nie. Maar ek wil, waar ons na die kruis kyk, wil ek vir jou vra om dalk so 'n bietjie links en regs van die kruis ook te loer, want daar was 2 manne gekruisig weerskante van Jesus op daardie dag. 2 manne, 2 misdadigers, en ek wil vir jou lees Lukas 23 van vers 32 af, en ek lees vir jou uit die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê hom soos volg. Hy sê 2 ander misdadigers is ook saam met Jesus weggelei om tereggestel te word. Toe hulle by die plek aankom wat Kopbeen genoem word, het hulle Jesus daar gekruisig. As ook die misdadigers, een aan Jesus se regter en een aan sy linkerhand. Dan wil ek gou 'n bietjie inkleer en 'n bietjie verder lees, nie op die skerms nie, luister gou saam, ons gaan weer vers 39 saam lees op die skerms. Maar ek gaan verder in vers 34. Daarop het Jesus gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Hulle het ook sy klere verdeel deur die lot te werp. Die volk het net daar gestaan en toe kyk.
En die leiers het aangehou om hom te bespot met die woorde: ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Messias, die uitverkorene van God is. Ook die soldate het vorentoe beweeg en Jesus gespot. Hulle het vir hom asynwyn aangebied en gesê: as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n kennisgewing bokant Jesus se kop. Hierdie man is die koning van die Jode. Dan lees ons weer saam van vers 39 af. Een van die misdadigers wat daar gehang is, het Jesus aanhou beledig deur te sê: is jy dan nie die Messias nie? Red jouself en ook vir ons. Die ander een het hom egter bestraf en gesê: het jy ook nie respek vir God nie? Alhoewel jy dieselfde straf as hierdie man ondergaan. Ons het dit terdee verdien, want ons verdien die straf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Hy het verder gesê: Jesus, onthou my asseblief wanneer u in die koninkryk kom. Jesus se antwoord was: ek verseker jou, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Hierdie twee misdadigers, weerskante van Jesus gekruisig. Nou wie was hierdie misdadigers? Matteus 27, as ons 'n bietjie gaan lees deur die evangelies, dan sien ons hulle was misdadigers volgens hierdie vertaling, maar hulle was diewe, hulle was rowers gewees. En as jy so luister, dan dink jy, was dit nou regtig so erg gewees? Hulle het gesteel, of wat het hulle verkeerd gedoen? Maar jy moet onthou, die kruisiging was die ergste straf in die Romeinse wet vir 'n oortreding in daardie tyd. Dis net hierdie uiterste gevalle waar mense gekruisig was. So hierdie was nie diewe wat sommer net iemand se beursie gesteel het of 'n brood gesteel het omdat hy honger was nie. Hierdie was wrede manne gewees. En in daardie tyd was daar rowers wat mense ingewag het buite die stede. En dit was manne soos hierdie twee manne gewees. Hulle het mense ingewag en dan het hulle mense beroof. Maar hulle het mense nie net beroof nie, hulle het mense aangerand, mense vermoor. Hulle was hierdie kriminele van daardie tyd gewees, maar hulle was wreed gewees. En hulle was gewelddadig gewees. Hulle was 'n gevaar vir die gemeenskap gewees. En daarom kry hulle hierdie maksimum straf van die Romeinse wet en word hulle gekruisig. So hierdie twee manne verdien die doodsvonnis. Hulle verdien nie genade nie. Hulle hang daar omdat hulle daar moet hang. Dis hulle straf. Hulle is daardie mense van die samelewing wat net nie in die samelewing hoort nie. Hulle moet verwyder word, hulle moet doodgemaak word. Daar's geen genade nie, niks anders nie. Dis hulle straf. En dis wat almal sien met hierdie twee manne wat daar hang. Weerskante van Jesus. Hulle is so ver van genade af as wat jy kan kry. En ek is seker dat daar in die skare daar om die kruis, dat daar mense in die gehoor was wat dalk deur hierdie twee manne beroof was. Daar was dalk mense in die gehoor wie se geliefdes vermoor was deur hierdie twee manne. En hulle kyk uit die gehoor uit die skare uit en hulle skree en hulle jou en hulle is so dankbaar dat hierdie twee manne die straf kry wat hulle verdien. Want jy het iemand vermoor wat ek geken het, wat ek lief gehad het, dalk iemand baie naby, dalk 'n familielid. Dit was hierdie twee manne wat daar gehang het, 'n prentjie van 'n skuldige mens. Kan nie ontsnap van hulle verlede nie. Hulle hang aan die kruis, daar's niks wat hulle kan doen nie. Kan hulle self nie red nie, hulle is hulpeloos, hulle is hopeloos. En as mense so kyk en hulle sien hang daar, dan sal jy by jouself dink, dis onmoontlik om hierdie twee manne lief te hê. Hulle verdien nie liefde nie. Hulle verdien nie straf wat hulle ervaar. Niemand kan hulle meer red nie. Hulle gaan daar hang, hulle gaan binnekort sterf en is hulle verdiende loon. Nou hierdie twee misdadigers, rowers vanmôre verteenwoordig alle mense. Verteenwoordig selfs vir my en jou vanmôre. En dit ruk so mense 'n bietjie dalk in jou hart en dalk is die eerste reaksie maar nee wat ek is 'n goeie mens. Ek het nog nooit so iets gedoen nie. Ek is 'n goeie mens. Maar ek wil vanoggend vir jou sê sonder Christus is ons almal sondaars. Is ons almal verlore. En ek wil dalk vir jou vra, gaan gou terug na 'n tyd toe, ons as kinders van die Here, voor Christus in jou lewe. Onthou jy daardie tyd? Anders vir almal seker.
Maar sonder Christus is ek en jy net soos hierdie twee misdadigers, weerskante van die kruis. Ons is hulpeloos, ons is hopeloos, kan onsself nie red nie. Ons verdien die dood, as gevolg van sonde in ons lewe. En terloops, niemand verdien genade nie, nee. Dis hoekom dit genade genoem word. Maar alle mense moet as sondaars, hopeloos, hulpeloos, kan jy hulle self red nie, moet 'n besluit maak. En wanneer jy 'n besluit maak, en jy draai na Christus toe, dan verander alles. Maar tot dan is ons sondaars. Is ons net soos hierdie twee manne, weerskante van die kruis. En ek wil vir jou vra, leef jy 'n bietjie in vanmôre, en sien jouself hang, daar in die kruis. Langs Jesus. Want dalk sê jy vir my, Matthys, maar ek dien die Here al baie lank. Is so, ek verstaan. Maar jy moet hierdie prentjie sien, en jy moet Jesus aan 'n kruis sien hang, en jy moet twee skuldige manne weerskante van hom sien hang, om die grootheid van sy genade in jou lewe te besef. Om dit te kan vat na iemand anders toe. Laat jy iemand anders nie kyk, en na iemand anders kyk, as, ek is beter as iemand. Ag, Here, dankie, ek is nie soos daai ou nie. Here, dankie, ek is nie soos daai ou nie. Dis net God se genade, waarin ek en jy kan roem vanmôre, en niks anders nie. En as jy tot daardie besef kom, nou kan God jou gebruik, want nou breek jy jou hart vir ander mense. Nou sien jy siele anders. Nou kan jy impak maak, en nou maak jou lewe 'n verskil. Hierdie twee misdadigers, alles hang af van 'n besluit wat ons maak. Maar hierdie twee manne, dit klink so as jy hierdie gedeelte in Lukas lees, asof die een 'n slegte ou was en die ander ou nie so sleg was nie. Hulle albei was ewe sleg. Hulle albei was ewe sondig. En as ons Matteus 27 se weergawe van hierdie gedeelte lees, dan lees ons in vers 44, dan sê hy, en op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. So al twee van hierdie rowers het Jesus beledig. So hulle hang daar, hulle albei spot, hulle albei, is ironies, nee, dat twee wat ook gekruisig is, ook gaan sterf, so ver verlore is, kan ek dit so stel, dat hulle na Jesus kyk, en Jesus spot saam met die skare, maar hulle hang self in 'n kruis. Ek wil weer sê, ek en jy was net so verlore. Wat 'n sondige ding het ons gedoen, waaroor ons nou so skaam is, as ons terugkyk en terugdink? Was dit nie vir Christus nie? Maar hulle spot vir Jesus, en nou kan ons vir onsself vra, is dit nie te laat vir hulle twee, hierdie twee manne, vir God se genade nie? Sekerlik verdien hulle nie om vergewe te word nie. Sekerlik moet hulle sterf. Is hulle nie te laat nie? En hierdie een misdadiger in vers 39, kies om te bly, spot en te beledig. Hy maak 'n keuse, soos elke mens 'n keuse moet maak. Kies hy, in vers 39 sê, een van die misdadigers wat daar gehang het Jesus aanhou beledig deur te sê, is jy dan nie die Messias nie? Red jouself en ook vir ons. Hy kies om nie te glo nie. Hy kies om Jesus te spot soos die res. En dis hoe hy sterf ook later. Maar die ander misdadiger begin om te glo. Hierdie ander rower begin glo. En dan in vers 40 wil ek weer vir jou lees. Hy praat met die ander rower, die een wat nou net beledig het en vir Jesus gevra het, as jy dan nie die Messias nie. Hy vra vir hom, hy sê, het jy ook nie respek vir God nie? Alhoewel jy dieselfde straf as hierdie man ondergaan. Ou vertaling sê, vrees jy ook God nie? En jy sien iets gebeur in die hart van hierdie rower, hierdie misdadiger. Ietsie begin skuif, ietsie begin verander. Hy spot nie meer saam nie. Hy begin anders na Jesus kyk. En ietsie hier in sy hart is besig om te verander. En hy sê vir die rower aan die ander kant, kom nou. Jy ook nie respek vir God soos hierdie skare nie. Ietsie verander. En hierdie misdadiger besef, dat hy groter probleme het as net die dood wat wag. Jy sien, hy gaan voor God ook moet staan. En die grootheid begin insink. En iets in sy hart begin verander. En hy kom en met hierdie woorde, het jy nie ook respek vir God nie? Vrees jy God ook nie? Kom by en maak hy 'n belydenis. Hy maak 'n belydenis
dat hy glo dat daar wel 'n God is. En iets begin in hierdie hart van hierdie misdadiger te verander. Maak hierdie geloofsbelydenis, in vers 41, sê hy, ons het dit terdee verdien, want ons verdien die straf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hy maak sommer nog 'n dubbele belydenis. Hy bely dat hy skuldig is, dat hy 'n sondaar is. Hy verdien om na te hang. En dan bely hy Jesus se onskuld. Hoor gou hoe hierdie man besig is om te verander, en sy hart besig is om te verander. Hy weet niks van kerk af nie, niks van godsdiens af nie. Al wat hy weet is, as hy na homself kyk, dan sien hy skuldig. En as hy na Jesus aan die kruis langs hom kyk, dan sien hy onskuldig. Dis al wat hy weet. Van teologie weet hy niks, van kerk weet hy niks, van godsdiens weet hy niks. Al wat hy weet is, ek verdien om hier te hang, maar hierdie man langs my verdien nie om hier te hang nie. En hy sien homself anders. As 'n wroging in sy hart. Hy sien Jesus vir wie hy is. Bring homself by die plek van nederigheid. Hy sien homself ook vir wie hy is. Sondaar, verdien om daar te hang. Hy blameer niks en niemand nie. Kon seker ook baie verskonings gehad het oor hoekom sy lewe gelyk het soos dit gelyk het. Hy regverdig homself nie. Hy bely dat hy skuldig is, die straf verdien. En dis mos waar bekering begin, is dit nie? Eerstens hierdie besef wie God is. Hierdie besef wie ek is en dat ek 'n sondige mens is. En nie meer so kan aangaan nie. Maar moet erken en glo dat daar 'n God is wat vir my lief is. En dan besef, daar's net een wat kan red. En dis Jesus. En dis waarin hierdie rower, hierdie misdadiger op pad heen is. Want hy draai na Jesus en hy vra vir hom, Jesus, onthou my asseblief wanneer u in u koninkryk kom. Hy draai na Christus, hy wys sy geloof, hy vra God se genade. Hoe eenvoudig, maar hoe kragtig. Sondaar hang hy daar, skuldig. Maar hy begin besef daar's 'n God. En hy besef hierdie een wat langs my hang is Jesus Christus, die seun van God. En in 'n oomblik breek hy weg van die skare, die gespot, sy sondige ou lewe. Hy besef dis te laat om Jesus te volg hier op aarde. Hy gaan nêrens meer heen nie, gaan nie van hierdie kruis afkom nie, maar dis nog nie te laat om Jesus te volg in die heerlikheid nie. Dink gaan die grootheid van hierdie oomblik. Hy sien Jesus besig om te sterf aan hierdie kruis. En onthou, daar was hierdie verwagting gewees van 'n Messias wat anders gelyk het as Jesus, wat kom om hierdie Joodse volk te verlos uit die mag van die Romeine uit. So hy spot nie saam met hierdie skare meer nie. Hy besef, hy kyk en wat hy sê, Jesus, onthou my wanneer u in die koninkryk kom hy en hy sien Jesus nie as hierdie hulpelose man wat iets voorgegee het om te wees wie hy nie is nie. Hy besef, hierdie is Jesus, die seun van God. Hy is wie hy gesê het hy is. En hierdie skare spot, maar dis nie wie hy is nie. Hy is die seun van God. En besef gou die grootheid van hierdie sondaar, hierdie man, hierdie misdadiger wat daar hang. En nie Jesus sien as hierdie hulpelose een aan 'n kruis nie, maar hy sien hom as die een wat red. Hy sien hom as die een wat kan vergewe. Die een wat in die paradys gaan wees, die een na wie toe hy kan draai, die enigste een na wie toe hy kan draai. Vir sy redding, vir sy verlossing, vir sy vergifnis. Leef jy in daai omstandighede in vir 'n oomblik, aan 'n kruis, langs Jesus, die grootheid van hom wat Jesus sien, skille val af, sy oë gaan oop, die liggie gaan aan, hy snap iets, dis Jesus. Dink aan my, onthou my, wanneer u in die koninkryk kom. En nou, vir die hoogtepunt van hierdie man se verhaal. En jy sou dink, die hoogtepunt is hierdie vuil sondaar, misdadiger, krimineel, wat op 'n plek kom van oortuiging dat ek skuldig is, dat ek Jesus nodig het, na hom te draai en vir hom vra, red my. Maar dis nie die hoogtepunt nie. Die hoogtepunt van hierdie verhaal is Christus se reaksie op hierdie misdadiger. Dis nie hy wat net draai en bely en sê en vra nie, maar sy vergifnis, sy redding hang af van Christus se reaksie. Want Jesus kon vir hom gesê het, regtig, is jy ernstig? Jy het gewag tot nou, na alles wat jy gedoen het,
na almal wat jy vermoor het, na almal wat jy geroof het, na 'n morsige, sondige, stikkende lewe. Nou wil jy kom, hier op jou laaste oomblikke. Jesus kom vir hom gesê het, ek ken elke detail van jou verlede. Dis net te vuil, dis net te lelik, dis net te stikkend. Jammer, het jy kans gehad. Maar Jesus hou nie sy verlede teen hom nie. Hierdie man se vergifnis, saligheid, hang nie af van sy vermoë om te bely of te bekeer of te glo nie. Sy saligheid is afhanklik van Christus se vermoë om te vergewe en te red. En mis jy die familie? Deur al die eeue is dit vandag dieselfde. Grootste wonderwerk. Grootste wonderwerk. En daar's baie wonderlike wonderwerke. Die grootste wonderwerk is steeds wanneer 'n sondaar tot bekering kom. Sy of haar sonde vergewe word deur die genade van Jesus Christus. En daar vergifnis en herstel is van verhouding. Bly die grootste wonderwerk. Die hemele juig, sê die Bybel, vir elke siel wat tot bekering kom. Want die hemele verstaan die grootheid van hierdie oomblik, op hierdie dag, 2000 jaar terug. En die prys wat betaal is. En iemand wat dit verstaan, begryp, en dit so 'n radikale impak in sy of haar lewe maak, dat daar 'n draai kom, 'n rugdraai oomblik kom op 'n ou lewe, en 'n ander lewe begin geleef word, as gevolg van Christus, en sonde wat vergewe word. Dis hoekom die hemele juig. Mag, as jy die gemeente, mag die Heilige Gees elkeen van ons se harte breek. Hierdie is meer as net 'n gemeente. Ons is meer as 'n groep gelowiges wat net bymekaar kom. Ons is geroep as deel van God se plan. En God se plan sê, hy wil nooit weer sien, hy wil nie hê mense moet verlore gaan nie. En wie stuur hy, wie maak hy deel van sy plan, wie is sy plan? Ek en jy. As gevolg van hierdie oomblik in 'n kruis. Jesus kom en sy reaksie op hierdie sondaar, hierdie misdadiger, hierdie rower. Hy antwoord hom, hy sê, ek verseker jou, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Kan jy gou dink, die vrede waarmee daardie rower moes gesterf het aan daardie kruis, as gevolg hiervan. Hy is skuldig, en ja, daar's pyn, en ja, dis seer, en dis 'n verskriklike manier om te sterf, maar daar's iets hier binne wat verander het. In plaas van 'n spotter, 'n persoon wat maar net aangaan met daai lelike lewe tot op die einde, as gevolg van hierdie verandering, hy wat na Jesus draai, Jesus wat reageer en sê, vandag nog sal jy saam in die paradys wees. Sonde vergewe, gaan jy ewigheid saam met my wees. En 'n vrede sak in 'n man se hart in. En met vrede kan hy sy laaste asem uitblaas. Kan jy dink? Onverdiend, niemand hy 'n goeie mens was nie, inteendeel. Net as gevolg van die genade van Christus. En nog steeds vasgespijker aan die kruis sien ons Christus se oorwinning oor sonde en dood in die misdadiger se lewe, die rower se lewe. Daar's 'n Amerikaanse prediker met die naam van Alistair Begg, en hy het wat preke op die sosiale medias, en hy het 'n baie bekende preek wat hy gepreek het. Hy is nou al seker so in sy 70's al, en baie preke gepreek in sy lewe. Hy het so 'n Skotse aksent. En hy preek 'n baie bekende preek genoemd The Man in the Middle. Ek seker baie van julle het hom al geluister. Maar in hierdie bekende preek van Alistair Begg vra hy die vraag: hoekom moet God jou in die hemel toelaat? Onder andere. Hy vra, hoekom moet God jou in die hemel toelaat? En dan vra hy, hoe sal jy hierdie vraag antwoord? As jy nou daar by die poorte kom, en dan word vir jou gevra, hoorie, hoekom moet ons jou hier toelaat in die hemel vandag? En dan vra hy, wat sal jou reaksie wees? En dan sê hy die volgende, hy sê, as jou antwoord begin met, omdat ek, is jou antwoord verkeerd. Omdat ek geglo het, omdat ek in 'n great gemeente was, Mishodai, omdat ek reg getrou het, omdat ek in die ouer huis groot geword het, omdat ek op 'n dag, hy sê nee, hy sê daar's net een regte antwoord, en dit begin nie met omdat ek nie, dit begin met omdat hy.
omdat Jesus gesterf het vir my aan 'n kruis. Daarom is ek hier. Daarom is my sonde vergewe. Omdat ek niks. Dit is net genade. Hy gaan verder en dan vra hy, so komies skets hy die scenario van hierdie selfde rower of misdadiger wat daar in die paradys instap saam met Jesus. En almal vir hom vra, wat maak jy hier? Hoe kom jy hier? Dink jy sy antwoord sou gewees het, omdat ek. Al wat hy kan sê is, omdat hy gesê het, ek kan nie wees. Omdat Jesus my vergewe het, omdat hy gesê het, vandag sal ek saam met hom in die paradys wees, en daarom is ek hier. Niks van my nie, niks goeds in my nie, dit is net hy. En dis hoe ons lewens moet getuig vandag. Ek wil afsluit. Ek wil vra dat die aanbiddingspan by my kom aansluit. Ons gaan nou by die nagmaal uitkom, maar voor ons by die nagmaal uitkom, wil ek vir jou nooi in 'n oomblik, en ek wil vra dat jy jou oë saam met my sal toemaak. Net vir 'n oomblik daar. Dis goeie Vrydagoggend. En ons het nou gehoor oor hierdie rowers aan 'n kruis. En ons kon onsself sien in daardie skuldige manne wat hang. Maar die een wat draai na Christus. En as gevolg van daardie genade, daardie liefde, is daar vergifnis. Ek wil vanoggend vir jou vra, terwyl jy sit met jou oë toe vir 'n oomblik. Laat die Heilige Gees toe net om hierdie oomblik te laat insink. Voel dit, ervaar dit, en vra jouself die vraag af, watter impak het die kruis van Jesus Christus op my lewe? Wat het verander in my lewe as gevolg van hierdie prys wat betaal is vir my? Wat het verander? Alles begin by die besluit wat ons neem by hierdie kruis. Dis waar elke mens vandag begin. Dis waar verhouding met God begin. Dis so vir elke mens vandag, dit was so vir hierdie twee misdadigers. Almal maak 'n besluit. En wat ek glo, wanneer ek na hierdie kruis kyk, en wat ek besluit as gevolg van my geloof, gaan bepaal of ek gered word of verlore gaan. En daardie oomblik van geloof moet 'n stap verder gaan en moet reflekteer in 'n lewe. En vanmôre wil ek weer vir jou vra, hoe lyk jou lewe as gevolg van die kruis? Wat het verander? Want as jy dieselfde lyk voor die kruis en na die kruis, wat was die doel van die kruis dan? Ek en jy hang nie aan 'n kruis soos die rowers destyds nie. Ons gaan hier uitstap, terug werksplekke toe, terug huise toe, terug na jou buurman toe, terug oral kinders toe, huis toe. Wat dan? Wat dan? Ek en jy het 'n oomblik vanoggend voor ons gaan saam nagmaal gebruik, om verhouding te herstel, om die Heilige Gees toe te laat, om dalk iets te kom aktiveer weer. So verdra my vir die oomblik, as ek vir jou vra, bly net in hierdie moment so bietjie langer saam met my. En ek wil begin en vra vir elkeen hier, en hou net jou oë toe vir 'n oomblik. Eerstens wil ek vra, as jy vanmôre hier is, en jy het nog nie na Jesus toe gedraai, soos daardie rower aan die kruis nie, en jy het nog nie vergifnis gevra vir Jesus nie, jy het nog nie jou hart vir hom gegee nie, jy het nog nie jou rug op 'n ou lewe gedraai nie, is hierdie jou kans. Is hierdie jou kans. As jy wonder en onseker is of jy dit al gedoen het, dan is hierdie jou kans om seker te maak. En met alle oë toe vir 'n oomblik, as jy vanoggend hier sit en jy sê, "Party's ek het nog nie 'n besluit gemaak nie." Of hier's 'n onrustigheid en 'n onsekerheid in my hart. Wil ek vra, daar waar jy is, wil jy nie vinnig jou hand opsteek? Nie daar waar jy is nie. En net sê, hier's ek.
auditorium is donker, ek kan nie eens mooi sien waar die hande opgaan nie. So hier is nie iets wat ek wil sien nie. Hier is 'n oomblik tussen jou en God. Maar is 'n oomblik wat jou ewigheid kan bepaal. Oomblik waar jy 'n keuse kan maak. En dan sak jou hand weer. Dan wil ek tweedens vra, as jy al 'n besluit gemaak het vir Jesus, dalk baie jare terug, maar jy het teruggeval, jy het besig geraak met allerlei dinge waarmee jy nie besig moes wees nie, en jou lewe getuig nie meer van hierdie kruis van Christus in jou lewe en die impak daarvan nie. Wil ek vanoggend vir jou dieselfde vra, in 'n donker auditorium met almal se oë wat toe is, as jy sê, dis ek, wil jy nie jou hand vinnig opsteek daar nie, net sê, Here, hier's ek. Hier's ek, Here, hier's ek. Rol gaan hande op, laat sak jy hand weer. Dit is nie vir my om te sien nie, is vir jou wat net 'n geloofsverklaring maak en sê, hier's ek. Ek draai vanoggend weer opnuut na Christus toe. En ek wil hê my lewe moet saak maak. Ek wil kom en ek wil sê, Here, vergewe my. Ek is so jammer dat ek doen wat ek doen en besig is waarmee ek moet besig wees, of dit vir die eerste keer is of vir die hoeveelste keer is. Ek wil graag vir jou bid. Maar ek wil iets doen wat ek glad nie beplan het nie. En ek wil jou uitnooi. Ek staan hier by die kruis op 'n goeie Vrydagoggend. En ek wil jou nooi, of dit jou eerste keer is of jou hoeveelste keer is. Ek wil 'n derde groep mense ook uitnooi. As jy vanoggend net bewus is van die genade van die Here en jy wil 'n oomblik spandeer, wil ek jou uitnooi dat jy dit nou sal doen. Maar ek wil jou uitnooi. As jy enigstens ervaar dat die Heilige Gees in jou hart besig is, is jy welkom om net daar in die bank te bly sit. Maar as jy so gelei voel, wil ek jou uitnooi, wil jy nie saam met my hier voorkom staan en 'n oomblik kom kniel hier by die kruis nie? Vir 'n oomblik nie omgee wie wat dink of sê nie. Terwyl alle oë toe is, terwyl ons hierdie mooi oomblik is, en ons gaan nou 'n worship song saam worship, wil jy nie hier op die voet van die kruis kom kniel en sê, Here, hier's ek. Vir die eerste keer vergewe my, vir die hoeveelste keer vergewe my, dalk wil jy namens 'n geliefde kom kniel hier. Ek herinner die gemeente onder hierdie matte hiervoor, is daar name geskryf, jare terug, lang voor my tyd, van gemeentelede wat familie en vriende se name wat nog nie tot bekering gekom het nie, hier kom neerskryf het. So onder hierdie matte is daar name wat intussen al tot bekering gekom het, dalk nie. Dalk is jy 'n ouer, dalk is jy 'n ouma en oupa, wat bid vir die siel van 'n kind. Ek wil vra, kom kniel by die kruis vir 'n oomblik. Ons gaan sing Lead Me to the Cross. Wat lees nee, is dit reg? Terwyl ons dit doen, wil ek jou uitnooi. Op jou manier, jy kan daar sit as jy wil sit. Jy oor toe vir 'n oomblik, maar as jy jou pad vorentoe wil maak, kom kniel saam met my hier by die kruis vir 'n oomblik. Come back to the cross. Vader, ek wil vanoggend kom bid. Eerstens vir elkeen wat vanmôre vir 'n eerste keer 'n besluit maak vir Christus. Hom of haarself sien net vir wie hy of sy is. Na God kyk en u sien vir wie hy is. Na Christus kyk en besef, ek het 'n redder nodig. Ek het vergifnis nodig. Vader, vir elkeen wat in hierdie oomblik net na u toe draai en sê, Vader, vergewe my. Ek is so jammer. Dankie dat daar vergifnis is. Dankie dat u kom en in 'n oomblik iemand vergewe. Wat kom met 'n mond bely dat Jesus Christus die seun van God is. Met hulle harte glo dat u Christus uit die dood uit opgewek het. Dankie dat daar redding is, verlossing is vir elke so een. Vir elkeen wat vanoggend weer terugdraai na u toe, na dalk jare se pad van u dien, maar u nie regtig dien nie. En vanoggend opnuut 'n keuse maak en sê, Here, ek wil terugdraai na u toe. Ek wil u moet dien met my hele lewe.
bid vir elkeen so Heilige Gees, dat U die een sal wees, wat ons sal lei en ons sal help, om op daardie plek te kom. Here, vir elke lewe vanoggend hier, ek bid, Here, dat ons op 'n plek sal wees vanmôre, vir ons dalk vir die eerste keer, 'n tweede keer, 'n 100ste keer, ons oë sal rig op die kruis, en sal sê, as gevolg van die prys wat betaal is, ek wat ja gesê het, ek wat vergewe is, God wat na my gekyk het en gesê het, kom hier my kind. Soos daardie verlore seun se pa my in die arms neem. My sonde weg was, witter as die sneeu. Vader, ek wil vir elkeen bid, dat dit in ons lewens gesien sal word, in hoe ons optree, dat daar 'n radikale verandering sal wees, in elkeen van ons se lewens, tot in die fynste detail, tot in ons denke, in ons woorde, in ons besigheid doen, in ons alles. Mag die impak van die kruis, van my wat vergewe is, nie omdat ek dit verdien nie, maar net deur U genade, mag dit 'n verandering bring vir altyd. Mag dit draaipunt wees vir hierdie gemeente opnuut, Here. Mag dit draaipunt wees vir elke bediening in hierdie gemeente, elke man, elke vrou, elke kind in hierdie gemeente, dat ons is nie net 'n klub wat bymekaar kom nie. Ons is deel van hierdie kosbare liggaam van Christus, duur gekoop deur sy bloed. Daarom moet ek doen wat U van my verwag. Daarom moet ek hierdie gawes, talente, vermoë vir U terugbring en sê, Here, kom werk in my, maar kom werk ook deur my. En Heilige Gees, ons weet dit is nie moontlik sonder U leiding nie. Vanmôre kom ons net, ons is so bewus van U genade. En ons sê vir U dankie vir daardie kosbare genade in elkeen van ons se lewens. Waar ons in 'n oomblik saam gaan nagmaal gebruik, bid ek dat hierdie oomblik sal oorspoel na 'n nagmaal oomblik toe. Dat ons hierdie brood en sap eet en drink, dat die prys opnuut sal insak van dit wat ons vanoggend onthou. Ons gee al die eer, al die eer, al die eer. Ons bid alles in U kosbare naam.